Ek gaan vir ons vanoggend saam lees uit Handelinge se eerste hoofstuk. Die opskrif daar aan die begin, die inleiding, die hemelvaart van Jesus, en as ons omblaai, dan gaan ons bietjie verder lees tot daar waar ons ook sien Matthias word as apostel gekies in die plek van Judas. Ons gaan die hele eerste hoofstuk saam lees van Handelinge wat dan juis ook handel oor die gebeure wat ons vandag hier saam vier. Ek gaan vir u voorgaan van die eerste vers af, maar net vir 'n bietjie interessantheid, daardie naam wat ons vind in die eerste vers, Theophilus, beteken vriend van God. Is dit nie mooi nie? So Lukas skryf en hy sê vir Theophilus, die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon, die yveraar, en Judas, die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. En in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120 en gesê, broeders, hierdie skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het. Want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry. Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het vooroorgeval en oopgebars en al sy ingewande het uitgestort. En dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Akeldama genoem is. Dit is bloedgrond. Want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms, laat sy woonplek woes word, en laat daar geen inwoner in wees nie, en laat 'n ander een sy opsienersampt neem. Van die manne dan, wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af, tot op die dag dat hy van ons opgeneem is,
van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. En hulle het 2 voorgestel, Josef wat genoem is Barsabas, met die bynaam van Justus en Matthias. En hulle het gebid en gesê, U Here wat die harte van almal ken, wys uit hierdie 2 die een aan wat U uitverkies het, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam met die 11 apostel te wees. Ons het saam geluister na die woord van die Here. Is net reg dat ons hom ook nou nader in gebed, so ek vra broers, kom ons staan en dan word ons stil voor ons Here. Here, wat 'n dag. Wat 'n gebeurtenis. Wat 'n herinnering. Wat 'n herdenking. Maar soveel meer is dit alles. Wat 'n God. Here, ons glo en ons bely dat U, ons Here Jesus Christus, mens geword het om ons sondes te betaal. En ons weet U het opgestaan. En ons weet U het opgevaar na die hemel. U het opgevaar om vir ons 'n voorspraak te wees voor die Vader. U het opgevaar as waarborg van U wederkoms. U het opgevaar om ons ook weer te kom haal na die huis wat U vir ons berei het. Ons weet dit, want U het U Gees ook gestuur as ons leidsman, as ons groot onderwyser, om daardie waarheid in ons harte ook vas te plant. Here, maar ons vra dat ons hierdie waarheid vanuit ons harte ook sal uitleef. Ons bid dat U hierdie aangeleentheid sal gebruik om ons te help om die groot omvang van die hemelvaart te verstaan. Praat met ons vanuit die woord dat dit vir ons elkeen werklikheidsbetekenis sal kry. Here, dis vir ons 'n voorreg om vanoggend met hierdie geleentheid hier so saam as kerk by mekaar te kan sit. Dis vir ons 'n eer om hierdie besondere dag te kan herdenk. Maar ons weet is ook genade alleen, dat ons kan weet dit alles, omdat U Immanuel, God met ons is. Saam met die res van die wêreldse gelowiges buig ons vanoggend in aanbidding voor ons opgestaande en opgevaarde Here. Saam met hulle loof en prys ons die heilige naam. Saam met hulle dank ons U vir dit wat U hemelvaart vir ons beteken. U is koning. U is ons heiland, U is ons verlosser. U is ons Here. U kom toe. Alle lof en alle eer tot in ewigheid. Amen. Ek gaan vir ons net so 'n paar versies herhaal vanaf vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Vra die katekismus. En hoor die pragtige antwoord. Ten eerste
dat hy in die hemel voor die aangesig van sy Vader ons voorspraak is. Ten tweede, dat ons vlees in die hemel as 'n gewisse pand het, dat hy as die hoof ons, sy lede ook tot hom sal neem. En ten derde, dat hy ons sy gees as teenpand stuur, deur wie se krag ons soek wat daarbo is, waar Christus is en sit aan die regterhand van God, en nie wat op die aarde is nie. Dis baie jammer, broers en susters, dat die wêreld nie hierdie dag, vandag, hemelvaart enigsins as belangrik beskou nie. Vir ons is dit 'n Sondag. Ons vier dit as 'n Sabbat. Maar vir die wêreld daar buite bedra dit absoluut geen betekenis nie. Volgens die wêreld kon Christus maar net sowel nooit met die wolke opgevaar het nie. Nou vir ons, kinders van God, maar steeds sondige mense onder die genade van die Here, is hierdie dag egter vol betekenis. Maar daardie betekenis moet ons ken. Daardie betekenis moet ons in ons hart saam met ons dra. Nou in die Ou Testament lees ons van 2 gevalle waar daar mense voor hulle dood deur God na die hemele opgeneem is. Dis uitsonderlike gevalle wat beslis nie 'n alledaagse verskynsel was nie, maar in sy wysheid het God besluit om hierdie 2 mans voor hulle dood op te neem. Eerste, soos wat jy weet, was Henog, waarvan ons die beskrywing ook lees in Hebreërs 11. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Die tweede van Elia lees ons in 2 Konings 2 vers 11, en terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met een se wa van vuur, met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle 2 maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En dan het ons gelees van nog 'n hemelvaart. Een wat ons almal baie goed ken. Ons teksvers vanoggend sê helder en duidelik, die Here Jesus het na die hemel opgevaar. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. So ons het hier te doen met 3 verskillende geleenthede. Al 3 verskyn in die skrif, en daarom weet ons al 3 het beslis gebeur. Al 3 is sonder twyfel 'n wonderwerk in die hand van ons Here. Maar dra al 3 dieselfde betekenis. Ons lees in Johannes 'n versie wat vir ons dalk 'n bietjie verwarring kan skep. In Johannes 3 vers 13 staan daar, en niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. Nou hierdie vers weet ons baie duidelik verwys na ons Here Jesus Christus. En daarom klink dit asof Johannes hier skryf, maar Henog en Elia is nie in die hemel opgeneem nie. Dit kan tog nie wees nie. Ons weer die skrif vertel vir ons een wonderlike heilshistoriese geskiedenis, een wonderlike reddingsverhaal. Daarom is daar nie teenstrydighede nie. God maak nie foute nie. So hoe maak ons sin daarvan? Hoe moet ons Christus se hemelvaart verstaan, en was dit dan dieselfde as Henog en Elia sin? En as dit nie dieselfde is nie, beteken dit Henog en Elia is dan nie opgeneem nie.
om te verstaan, kyk ons na die katekismus se antwoord. Ons lees daar 'n baie belangrike aspek van Christus se hemelvaart, en dit wat dit nou vandag ook vir sy kinders beteken, is dat hy opgevaar het en by die Vader is, en daar is hy ons voorspraak. Dit is 'n geweldige troos vir elke gelowige. Paulus beskryf dit in Romeine 8 vers 34, Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wat vir ons by God intree. Christus het opgevaar om vir my en vir jou by die Vader in te tree. Nou dis dalk moontlik dat ons nie altyd besef die wonder, die genade van dit, of wat dit beteken dat Christus ons voorspraak is nie. Maar weet jy, dit is juis dit. Dit is juis wonderlik. Dit is juis 'n groot genade. Wanneer ons op ons knieë gaan en tot ons Here bid, dan word daardie gebrekkige gebed vervolmaak in ons Here Jesus Christus, soos wat die Vader dit dan ook hoor. Maar is nog meer as dit, want wanneer Satan ons voor God aankla, wanneer ons dalk struikel of val, dan sê ons Here as ons voorspraak, of gee jy 'n baie duidelike antwoord. Satan kan maar kom met die aanklagte, kyk wat het hy alweer gedoen, hy sê dat hy 'n kind van U is, maar hy sondig dan alweer. Hy lewe beslis nie soos iemand wat U genade ontvang het en erken het nie. Hy kan mos nie 'n kind van U wees nie. Dan tree Christus in as ons voorspraak. En weet jy, hy wys sy hande, die gate waardeur die spykers gegaan het, en hy sê, met hierdie hande en met my lewe, het ek reeds vir daardie sondes betaal. Hy is my kind, en hy sal altyd my kind wees. Wonderlik, genadiglik. En daarom kan ons nou as God se kinders voor ons hemelse Vader verskyn. Ja, nog steeds met sonde bevlek, maar voor hom gewas in Christus bloed, vlekkeloos, staan ons voor die groot regter. As God na ons kyk, sien hy nie meer ons skuld nie, maar hy sien 'n lieflingkind gewas en gereinig in die bloed van sy seun. Dis wat bedoel word. So ons sê dat Christus opgevaar het om ons voorspraak by die Vader te wees. Hy tree vir ons in. Hy verdedig ons op grond van sy verdienste. En hy stel ons in staat om skoon, om rein, ook die Heilige Vader te nader. Nog 'n belangrike aspek wat ons leer, en dit hoor ons elke Sondag as ons saam ons geloof aan ons Here ook bely. Hy het opgevaar en hy sit nou aan die regterhand van God. Ons weer is beeldspraak, maar is beeldspraak met 'n pragtige bedoeling. Daarmee bedoel ons dat ons weet dat hy met mag en heerlikheid bekleed is en dat God alle dinge nou deur hom regeer. Die simboliek van aan die regterhand verwys daarna, het verwys na posisie, na status, na mag,
wat die Vader aan sy Seun geskenk het. Hiervan lees ons baie duidelik in die brief aan die gemeente in Efese. Paulus skryf, Efesiërs 1 vers 22, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Alle dinge is onder hom onderworpe en is hy aangestel as hoof bo alle dinge. Dis pragtig die wyse waarop die voorsetsels in hierdie versie gebruik word om die omvang en die grootheid van Christus se gesag te beskryf. Ek dink ek het al by geleentheid vir u gesê, maar wyle Prof Henny het altyd gesê, Prof Henny Tron, as jy wil weet wat is die betekenis van 'n gedeelte, kyk na die voorsetsels. En ons lees hier, hy is bo alles wat bestaan. En alles wat bestaan is onder sy gesag onderworpe. Geen aspek van hierdie werklikheid is nie rekenskap aan hom verskuldig nie. Alles val onder sy heerskappy. Daar's niks uitgesonder nie. Daar's niemand anders as hy nie. Hy is bo alle dinge. Hy is die hoogste gesag. So daarin lê vir ons nog 'n pragtige betekenis. Hy het opgevaar, ja, om ons voorspraak te wees, maar hy het ook opgevaar as groote en ewige koning. Geen aspek, nie die kleinste van gebeure of die grootste van uitdagings val nie onder die gesag van die almagtige Here, ons koning en ons God nie. Vir ons as gemeente is dit belangrik om ook nou te besef, want dit is so, ons is in 'n tyd waar ons 'n stryd moet voer vir die behoud van ons kerke. En juis hierdie betekenis van Christus se hemelvaart is dit wat ons daarin ook aan vashou. Dis waarin ons glo, dis waarin ons hoop lê. Hy is daar gestel as hoof oor sy kerk, ook oor hierdie gemeente, en daarom stry ons hierdie stryd nie vir 'n oomblik alleen of in afsondering nie. Die grootste koning van alle tye sit aan die regterhand van God, en daar sal en kan niks met ons gebeur as hy dit nie toelaat nie. Laastens is daar nog een baie belangrike rede waarom Christus opgevaar het. Hy wat aan die regterhand van God sit, sal as regter self bekleed met al die mag en gesag weer terugkom aarde toe. Hy kom terug om te oordeel, maar hy kom ook terug om sy koningskinders te kom haal. Die Bybel sluit af in Openbaring 22 met groot woorde, groot waarskuwing, maar ook met wonderlike woorde in die laaste paar verse. As iemand van die woorde van die boek van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Alhoewel dit die einde van die pragtige en besondere openbaring van God aan ons mense is, einde van die Bybel. En alhoewel die Bybel dan daar stop, weet ons, die boodskap stop nie. Die betekenis eindig nie daar nie. Want Christus self wat opgevaar het na die hemel toe, sê vir ons, ek kom gou. Dit is ons verwagting. As sy kinders sien ons uit na daardie dag wat hy weer sal neerdaal, net soos wat hy op die wolke opgevaar het.
En dit is vir ons die sekerheid dat daardie dag kom, die feit dat hy reeds gegaan het en self beloof het, hy kom weer. Christus se hemelvaart is vir ons die waarborg, die versekering, die seël van sy wederkoms. En daarom hou ons daaraan vas, weet ons dit sal gebeur. Dit het hy vir ons bewys die dag toe hy op die wolke na sy Vader gegaan het. Op ander woorde, broers en susters, dis ons hoop, ons toekomsverwagting. Sy hemelvaart verteenwoordig daardie hoop in kinders van God se harte, dat ons Here gaan terugkeer om ons saam met hom na die huis wat hy vir ons voorberei het te neem. Net soos wat hy self die eerste keer opgevaar het. So wanneer ons hierdie gedeelte in die woord lees wat Christus se hemelvaart beskryf, en wanneer ons Sondag bely dat hy opgevaar het, en wanneer ons elke jaar hierdie besondere dag vier, moet ons altyd onthou oor die pragtige, die wonderlike betekenis van dit alles vir ons is. Hy is ons voorspraak, hy is ons koning, hy is ons hoop en ons verwagting. En dis presies wat die belydenisskrifte ons sê. Ten eerste ons voorspraak, ten tweede sy hemelvaart vir ons 'n pand wat ons in die hemel het, 'n waarborg wat daar vas is, 'n waarborg van sy liefde en trou, en dat ons ook na ons huis in die hemele gaan terugkeer. Tot dan het hy sy Gees gestuur, deur wie hy ons lei en regeer. So broers en susters, die Bybel leer nie vir ons twee verskillende dinge nie. Beide Henog en Elia is opgeneem in die hemel, maar dis beslis nie dieselfde as die opvaarding, die hemelvaart van ons Here en ons koning nie. Want Christus se hemelvaart beteken soveel meer. Dis wat bedoel word in Johannes 3 vers 13 wanneer hy skryf: niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. Henog en Elia is opgeneem. Christus het opgevaar. En nie Henog of Elia is ons voorspraak nie. Nie Henog of Elia is ons koning wat regeer aan die regterhand van God nie. Nie Henog of Elia is ons hoop, ons verwagting van hom wat sal kom, om ons saam met hom na die huis van ons Vader te neem nie. En daarom herhaal ek weer, dis so hartseer, dat soveel mense nie eers 'n benul het van dit wat ons vandag as kinders van God hier vier nie. Hoe verskriklik moet dit wees om sonder die wete van die betekenis van Christus se hemelvaart deur hierdie lewe te moet gaan. Deur die genade is dit vir ons 'n wonderlike heilsfeit wat God deur sy seun se verdienste aan ons geskenk het en tot vandag toe behoue laat bly het deur die boodskap wat ons vind in die skrif. Die betekenis van die hemelvaart dra onskatbare waarde, maar sonder daar vir ons nie hoop vir gister, vandag of môre sou wees nie. Want nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net soos wat hy opgevaar het, sal hy weer kom om ons te kom haal. Hy
ons voorspraak, ons koning, ons hoop, ons verwagting, ons Here, kom weer. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en ewige Vader, ons Verlosser, ons Skepper, ons Here. Ons staan vanoggend hier voor U in diepe dankbaarheid. Here, want op grond van U werk hier op aarde kan ons in U teenwoordigheid staan. En staan ons onder die heerskappy van ons koning. Dit is so in ons sonde vergeet ons so maklik die betekenis van hierdie dag. Word ons ook so maklik saam met die res van die wêreld weggevoer in 'n stomme en 'n doellose gejaag na wind. Dit is ook so maklik versuim ons om hierdie dag te vier. Maar dis genade, o Here, dat U ons tot hier gelei het. Daarom vra ons dat U ook met hulle harte sal werk wat nie hier is nie. Dat U 'n begeerte in hulle sal plaas, juis om ook hierdie geleentheid te vier, soos wat dit by elke gelowige kind van God hoort. Here, en die wat graag hier sou wees, maar nie kan nie, Here, daar waar hulle is, help ook dat hulle sal deel in die wonderlike vreugde, die fees van wat hierdie dag vir ons beteken, want die koning het sy troon bestyg. Here, dankie uit die diepte van ons hart. En ons bring aan U alleen al die eer en vra die dinge wat ons vra. In U naam, die naam van ons Here Jesus Christus ook alleen. Amen.